ons gaan in 'n nuwe reeks in en ek wil graag vir jou, die nuwe reeks wil ek eers vir jou die vers lees en dan gaan ek vir jou verduidelik hoekom ons in die nuwe reeks. Hoor wat sê Hebreërs 12 vers 1 skryf die volgende. Hy sê, terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het. Laat ons elkeen die las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons dat die wedloop wat vir ons voor lê, hardloop met volharding. En ons gaan vir die volgende 3 weke gaan ons na hierdie kyk. Ek en jy is in 'n wedloop, en ek en jy is nog nodig om te hardloop met hierdie wedloop. Ek en jy is nog nie klaar met ons wedloop nie. En hierdie Bybelversie sê dat ons 'n groot skare geloofsgetuies daarbo wat my en jou aancheer. Ek kan hulle sommer sien met pompoms, besig om daar voor te skree, "Go, Erik, doen dit. Go, Alicia, maak so." En wat ek wil doen vir die volgende 4 weke, is ek wil so 'n bietjie 'n klomp mense van hierdie geloofskare, so eentjie uittrek, en dan wil ek hê sy moet ons iets leer. En omdat dit vroue maand is, gaan ons vrouens gebruik. Yes, want ons kan ons van iets van vrouens leer. Amen. So ons gaan iets van vrouens leer, alright? In hierdie volgende 3 weke, as ons hierdie skare saamstap. Want dit is normale mense, soos ek en jy, doodnormale mense, wat bonatuurlike dinge gedoen het, as gevolg van hulle geloof. En dis waar ons nou gaan kyk, vandag. Ek en jy is in hierdie wedloop, en nou ons gaan ons so uithaal, en ons gaan wil hê die vrouens moet so saam met ons die wedloop hardloop, net vir so 1 keer om die baan, saam met ons hardloop. En wat sou vir ons gesê het as hulle saam met ons hierdie baan gehardloop het? En kom ons leer iets vanmôre uit. Die eerste persoon wie ek vanmôre wil gebruik, of wie ek wil uithaal uit die stand-uit, is Rahab. Nou Rahab is 'n storie, so 'n ongelooflike storie. Rahab was 'n prostituut gewees. En tog op die ou einde van Rahab se lewe, het sy haar lewe geëindig as Jesus, een van Jesus se ouma grootjies, om presies te wees, about so 28 oumas dink ek. Nee, grootjie ouma. Wow, ja 28, right, about daar. So hier is sy's 'n prostituut wat haar hele lewe eindig, deel van Jesus se afstammeling. En is dit moontlik? Hoe gebeur dit? Hoe kom 'n persoon vanaf hierdie donker wêreld, 'n prostituut, na 'n persoon wat deel is van Jesus se afstammeling? Rahab se bloed het deur Jesus gevloei. Dis amazing. Dis amazing. En ek dink wat Rahab, die eerste dink ek wat Rahab vandag vir my en jou wou sê, of sal wel gesê het as sy hier gestaan het met 'n mikrofoon vandag, dink ek Rahab se eerste ding wat sê is, weet jy wat? In Victory Kerk, my lewe was nie altyd so great nie. My lewe was maar donker gewees. Ek dink die ding wat sy sou vandag vir ons gesê het is, weet jy wat, in Victory Kerk, my lewe het nie so goed begin nie. Inteendeel, weet jy, ek is baie teleurgesteld gewees met hoe my storie geskryf was. Ek dink dis dalk sit jy vanmôre hier en jy sê, Erik, ek weet hoe dit voel. Ek voel teleurgesteld vanmôre in my storie. Ek voel vanmôre op 'n plek waar ek in my lewe is en ek is teleurgesteld. Ek kan nie dink dat dit is wat God skryf nie. Ek kan nie dink dat het God hierdie vir my lewe beplan nie. Is dit wat hy doen? Is dit wie ek moet wees? Kan nie wees nie. Jy sê ook en jy sê, ek is teleurgesteld. Jy weet, God is besig om my in jou lewe te skryf. En dit staan so in die Bybel, in Psalm 139 staan dit, dat U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in U boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is. So God skryf my in jou storie, het staan nie. En baie van julle sit ook vanmôre hier en jy dink, maar man, Erik, is God besig om hierdie te skryf? Dit kan nie wees nie. En die waarheid is, nee, glad nie. Wanneer God 'n storie skryf, dan skryf hy 'n ongelooflike mooi storie. Wie weet dat ek en jy net 'n paar chapters bygeheg wat nie nodig was nie, né? Ons het 'n paar chapters bygeskryf wat ek dink ons moes nie geskryf het nie. God skryf mooi stories. En nie soos die ding, baie van ons dink dat omdat ons storie terrible is dit die einde. Baie van ons sit vanmôre hier en sê, Erik, my lewe is deurmekaar en is 'n mes en is terrible en ek dink dis seker maar die einde en dis nie waar nie. Dat maak nie saak hoe terrible jou lewe is nie, dat God kan altyd 'n ander hoofstuk byskryf. Dat God kan altyd jou storie eindig op 'n totale ander manier. En ek dink dis wat Rahab vandag van my en jou wil leer. Ek dink Rahab wil ons kom leer dat hoe donker, maak saak hoe donker haar storie was nie, dat dit het opgeëindig in iets moois.
En Rahab was 'n prostituut. Hoe donker is dit nie? En ek het probeer uitvind hoekom of wat het sy gedoen en ek kon nie eintlik uitvind hoekom nie, maar hier is sy. En ek dink elke keer wanneer sy 'n man uitgekom het of elke keer wanneer sy saam met 'n man was, dan kan ek net hierdie skuldgevoel in haar imagine. Ek kan net hierdie skaamte oor haar lewe imagine. Sy het nie gehou van die manier hoe haar storie geskryf is nie. Sy was nie tevrede daar gewees nie, maar prys die Here dat God het haar gebruik en het geëindig dat sy een van Jesus se groot oumas geword het, ouma grootjies geword het. En ek dink die eerste ding wat Rahab vandag saam met ons om die baan wil sê, is laat God toe om jou storie te skryf. Ek dink dis die eerste storie. Ek dink dis die eerste ding wat Rahab vandag saam met ons stap. Ek dink sy het my en jou so om die lyf, kan ek dit om net sien, hoe sy saam met ons stap vandag en sê, laat God vanmôre jou storie skryf. Dalk is dit tyd vir my en jou kerk om hierdie pen terug te gee vir die Here. Dat ek en jy is besig om 'n storie te skryf en jy sê vir my, ek weet nie of ek hierdie hou nie. Dalk is dit nodig dat ek en jy weer die pen teruggee. Want ek dink almal van ons moet op daai oomblik kom. Ek dink almal van ons moet in 'n lewe kom waar ons van die Here sê, Here, ek wil nie meer my storie skryf nie. Laat U dit skryf. Doen U dit. Ek wil nie meer die pen in my eie hande hê nie. Doen U dit. En ek dink Rahab se storie gaan ons 'n klomp goed leer vandag, inteendeel so 3 goeters leer vandag. En dan daarna gaan ek vir jou 4 praktiese redes gee, hoe kan ek en jy ons storie anders te skryf saam God? En die eerste ding wat ek vandag wil sê, soos Rahab vir eerste lap saam met ons omloop, dink ek die eerste ding wat Rahab sou sê is, God soek jou om deel van sy verhaal te wees. Hoor mooi kerk, as jy kan nie vanmôre uitstap en dit nie weet nie. God soek jou om deel van sy verhaal te wees. Hy soek jou. God wil hê vanmôre dat jy die pen vir hom gee, want hy wil jou storie kom skryf op sy manier, want hy soek jou in sy storie. Ek sê dit altyd, ek is so dankbaar, dat op die ouderdom van 17, toe ek, hulle het so 'n loopbaan ding gehad in die saal, by die hoërskool, en almal het so, die universiteit het so gestaan, en almal het, jy moet kies wat jy wil word, en hierdie het geweet wat sy gaan word, en hierdie het geweet wat hulle gaan word, en hier's ek. Here, wat gaan jy word? Ek weet nie. Ek het geen idee nie. 17 jaar oud. Ek het geen idee nie. Die toetse wat my ma gevat het, jy betaal vir daai toetse, dan skryf jy en dan gaan hulle min of meer uitfigure wat jy moet word. Die het gesê ek moet 'n tronkbewaarder word. Dit klink nie na 'n slegte job nie. Maar right. Ek weet nie. Dit is 'n donker tyd in my lewe. Tog het God my aanhou soek. Tog het hy nie een oomblik gesê, hierdie ou het nie idee waar hy is nie. God het my steeds gesoek. Paar jaar later, prys die Here, roep hy my vir die bediening en ek is in die bediening en ek het gaan swat vir 6 jaar lank op universiteit en nie is ek in 'n gemeente gewees en die laaste paar jaar in my bediening by die vorige gemeentes, mense was donker. Ek het op stadium eendag by die huis gesit en gesê, Here, is dit wat my storie moet wees? Is dit wie ek is? Is dit hoe my hele lewe lank gaan wees, gaan nog stories geskryf word, en ek was 'n donker plek op my lewe, en tog het die Here my daar nog steeds gesoek. My nie gelos nie. En ek wil jou vanmôre hierdie kom herinner, dat in die middel van jou donkerste dag, sal God nooit ophou om jou te soek nie. Dat in die middelste van jou moeilikste tyd, sal God nooit jou ophou soek nie, want God wil jou kerk vanmôre deel hê van sy lewe. Rahab, 'n prostituut. Sy bly in die muur van Jerigo, 'n klein ou stad, 'n klein ou dorpie eintlik, 'n stad met 'n groot muur om. En sy bly in een van hierdie mure. En Israel het nou, Moses het is nou afgesterwe en Josua is die nuwe leier. En hy besluit toe, maar wag, ek wil hierdie land Jerigo gaan oorneem. En hy besluit toe, wel, die enigste manier is, ons gaan die muur moet afbreek, ons gaan alles verwoes wat daar is, daar moet niks oorbly van hierdie plek nie. Maar hy stuur 2 spioene om te gaan spy, om te gaan kyk hoe lyk dit daar. En dan terug te kom en te sê, dis wat ons nodig het en dis hoe dit gaan werk. En hy stuur toe van 2 van hierdie ouens. En soos hierdie 2 ouens deur hierdie dorpie loop, om te gaan kyk wat om te doen, land hulle op by Rahab. Check die storie, Josua 1, vers 1. Josua het nie 'n ma en 'n pa gehad nie, want hy was die seun van Nun. Is dit net snaaks vir my? Is dit maar net 'n dominee grappie wat ek nie eintlik vir julle kan verdeel nie. Alright. Josua, seun van Nun, het van Sittim af in die geheim 2 verkenners uitgestuur en vir hulle gaan sê, gaan kyk die land deur.
En hulle is toe daar weg en het uitgekom by die huis van 'n prostituut met die naam Rahab. En daar het hulle tuis gegaan. En die amazing ding is dat Rahab was nie op soek na hierdie spioene nie. Hierdie spioene het toevallig, soos hulle die land verken het, opgedaag by Rahab. Want God het 'n plan gehad met haar lewe. God het haar nie gelos in haar donkerste oomblik nie. God het geweet dat ek wil haar deel van haar storie, en God het by haar uitgekom. En dalk wil God vanmôre by baie van julle uitkom. Jy is dalk hier in die 10uur diens. Want God het 'n plan met jou lewe. Iemand het jou genooi. Hier is jy. En God sê, ek soek jou. Ek wil jou hê. Ek kan nie my storie skryf sonder jou in die storie nie. En ek dink 'n klompie keer, ek dink God kom klop aan 'n klomp van julle se harte. Dus ek dink jy nie, dis vandag die tyd om jou pen oor te gee vir my lewe nie. Dink jy nie, dis vandag die tyd om jou hart vir my te gee nie. Dink jy nie, dis vandag die tyd om jou lewe te los en jou eie maniere te los en dit vir my te gee, because I know what I do. Hy klop in jou hart vanmôre. Hy gaan nie ophou klop nie, want hy soek jou. Hy's nie, en God is ongelukkige gentleman, gelukkig 'n gentleman, nie ongelukkig, gelukkige gentleman. Hy skop nie net die deure van jou hart oop en bly net daar, want hy wil daar bly nie. Nee, hy's 'n gentleman, hy wag dat jy oopmaak. En God sal aanhou klop en aanhou klop en aanhou klop en aanhou klop en aanhou klop, totdat hy jou hê, want hy kan nie sy storie skryf sonder jou nie. En ek wil hê jy moet dit weet vanmôre. God soek jou, deel van sy storie. Hoor wat sê Johannes 15. Julle het my nie uitgekies nie, sê Jesus, ek het julle uitgekies. Is dit nie mooi nie? Ek het julle uitgekies. Hy soek jou. Die tweede ding wat ek dink Rahab vir ons wou leer, soos hy die volgende lap saam met ons sou stap, dink ek sy sou sê, dat God maak altyd 'n pad, sodat ons deel van sy verhaal kan wees. Net soos God jou soek, maak hy 'n pad, maak hy 'n geleentheid, maak hy 'n gedeelte waar jy deel kan wees van die verhaal. Hierdie spioene, nie net na Rahab, hulle was nie op soek na Rahab gewees nie, maar soos dit nou maar is, daag hulle op by Rahab se huis, soos God beplan het, en daar het Rahab die geleentheid om haar storie totaal en al te change. Daar het sy een besluit wat sy kan neem om haar hele lewe te verander. Hierdie spioene is in haar huis en hulle vertel haar die plan. Hulle sê vir haar, luister, wat ons gaan doen is, jy mag vir niemand hierdie sê nie, maar ons gaan hierdie land kom en ons gaan kom verwoes en ons gaan die mure afkap en ons gaan almal doodmaak, ons gaan al die goed vat en die niks oorbly van hierdie land nie. En Rahab antwoord hulle en sê, ek wil nie deel wees van dit nie, asseblief is daar nie 'n manier om uit te kom nie. En die spioene sê vir, ja, daar is. As jy vir niemand sê wat ons gaan doen nie, dan spaar ons jou. Maar as jy vir iemand gaan loop vertel wat ons planne is, dan gaan ons jou saam met hulle doodmaak. En sy moes 'n eed aflê by hierdie spioene. Check, hoor hierdie eed in Josua 2. Die man het toe vir gesê, die eed wat jy ons gaan aflê, die eed wat jy ons laat aflê het, sal ons net bind as jy, wanneer ons die stad aanval, 'n bloedrooi tou vasbind aan die venster, waardeur jy ons laat afsak. Jy, jou pa, jou ma, jou broers, jou hele familie, en almal by jou huis, sal dan veilig wees. Enigene wat in jou huis se deure na buite toe gaan, sal self vir sy dood verantwoordelik wees. Ons hou verantwoordelikheid vir almal wat in jou huis is. Daar sal nie 'n hand teen hom gelig word nie. En as jy oor ons praat, dan is ons nie meer gebind aan hierdie eed wat ons afgelê het nie. En sy het vir hulle gesê, laat dit wees soos julle gesê het. En sy het hulle laat gaan en hulle is weg, en sy het toe die bloedrooi tou aan die venster vasgebind. Kyk vir die bloedrooi tou. Dit is eintlik 'n vroeë teken van Jesus Christus aan die kruis. As het verlede week nagmaal gebruik, het die bloed gevloei. Het God reeds vir my en jou uitweg gemaak uit hierdie donker situasie van jou. Het God reeds vir my en jou uitweg gemaak uit hierdie storie wat jy dink, wat jy voel, dit nie geskryf word vir jou nie. Daar's reeds 'n uitweg. Al wat dit moet wees is, aanvaar dit. Rahab moes net aanvaar dat die rooi tou haar lewe gaan spaar. En net so maak Jesus vir my en jou, het Jesus vir my en jou aan die kruis gesterf en 'n uitweg gemaak, en al wat hy vanmôre vir my en jou vra is, maak 'n deel van jou lewe. Die storie gaan aan as jy gaan lees, en die mure het op die stadium in mekaar gesak. En alles het gebreek. Alles het verwoes, behalwe een gedeelte van die muur. Rahab se huis. Hoekom?
Want sy het die bloed van Jesus Christus oor haar huis gekies. Sy het gekies om te sê, ek wil Jesus die pen gee van my lewe. Kerk, jy sit ook vanmôre hier en jy hou nie van jou storie nie. Daar's 'n uitweg. En die uitweg se naam is Jesus Christus. Nie 'n nuwe vrou nie, nie 'n nuwe kar nie, nie 'n nuwe huis nie, nie 'n beter salaris nie. Dit kan nie 'n change maak nie. Dit gaan jou vir 'n oomblik laat lekker voel, maar dis nie die change, die enigste manier om jou te laat change en uit hierdie ding uit te haal is Jesus. Hy kan alles change. Hy kan 'n donker en 'n slegte situasie vat en hy kan dit ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Sien, kerk, Rahab het gedink dit is die einde van haar lewe. Sy's 'n prostituut, sy gaan doodgemaak word, dis verby. God het iets anders te vir haar gehad. God het 'n ander plan vir haar lewe gehad. So by so, sy deel geword van Jesus se bloedlyn. En ek dink dis die derde ding wat sy vir ons wou sê. Ek dink die derde ding, as hy saam met ons nog 'n lap gevat het, dink ek sou Rahab vir ons gesê het, dat by God is die laaste hoofstuk altyd hoop. Altyd hoop. Kerk, luister gou mooi. God het jou nie net gemaak om jou sondes te verlos nie. Ek dink dis 'n kortsigtige uitkyk op die lewe. Om net te weet, ja, wel, God het nou my gered en nou is ek reg, nou sit ek maar net hier en wag tot ek hemel toe gaan nie. Nee. Wanneer jy jou hart vir die Here gee, is dit nie die einde van jou lewe nie. Wanneer jy jou hart vir die Here gee, is dit eintlik die begin van jou nuwe lewe. En God roep my en jou na dit. Hy het meer vir my en jou in stoor. Hy het soveel meer vir my en jou om te beplan. Volgende plek waar Rahab genoem word. Die storie eindig. Rahab word gered. En die volgende plek waar ons van Rahab lees in die Bybel is in Matteus. Nou interessant, obviously Google ek nou 'n klomp goeters van Rahab en ek kyk nou obviously in van my teologiese boeke en blablabla, okay. Rahab, Matteus, twee van die evangelies, is nou Matteus, Markus, Lukas en Johannes, dis die evangelie. Twee van hulle noem Jesus se bloedlyne en sy geslagregister. Jy kan dit gaan lees, dit is baie vervelig, maar gaan lees dit. En Matteus is een van hulle. So wat hy gedoen het is, Matteus het begin by Abraham, toe sê hy, Abraham is die pa van hierdie, en hierdie ene was die pa van hierdie ene, en hierdie ene was die pa van hierdie ene, en so het hy af en gaan 52 paas en goed, tot by Jesus Christus se geboorte. Dit is 'n geslagsregister, hè? Soos julle ken dit, geslagsregister. En Matteus, interessant, uit al hierdie oupas en paas wat hy noem hy 4 vrouens. Interessant. Hy het nie nodig gehad nie. Maar dis hier in daai kultuur was dit nie nodig om die vrouens te noem nie, maar hy noem toe presies 4 vrouens in sy geslagsregister. En die rede hoekom ek uitgevind het hoekom hulle dit gedoen het is want Matteus het maar self 'n donker lewe gehad. Hy was 'n tollenaar, hy het toe by ouene een van Jesus se disippels geword, maar hy was 'n verskriklike persoon, 'n tollenaar. Hy het vir SARS gewerk, dis terrible. En is dit die great van sy lewe nie. En hy skryf toe hierdie 4 vrouens in Jesus se slagregister in om te weet, om my en jou te herinner dat maak nie saak hoe donker jou lewe is nie, maak nie saak of jy perfek is of nie perfek is nie, dat you can be part of Jesus. So mooi. En hy noem 4 vrouens. Hoor hierso. Ek gaan weer lees daar so in Matteus 1. Jy kan dit self gelees, maar is baie vervelig. Juda was die vader van Peres en Serach, dit was nou Juda, by Tamar, dis die eerste ouma. Tamar. Nou Tamar het 'n ongelooflike donker. Luister, jy kan gaan lees al in Genesis 38. Mense, dit is terrible, hierdie Tamar. Maar steeds het Jesus al deel gemaak. Steeds kom sy en sy word deel van Jesus se bloedlyn. Volgende, Peres van Gesron is nou weer 'n pa na oupa toe. En Gesron is van Ram en Salmon was die vader van Boas by Rahab. Prys die Here, ons leer nou. Boas van Obed by Rut. Nou ons het al 'n paar keer oor Rut in hierdie kerk gehad, maar Rut was nie eens 'n Jood gewees nie. Rut is 'n outsider. En tog kom Jesus en maak 'n deel van die bloedlyn. Rut. Gaan aan. Obed van Isai was die vader van koning Dawid. Dawid was die vader van Salomo by die vrou van Uria. Nou Uria is eintlik net die mooi naam vir Batseba. Nou Batseba was die vrou wat kaal gebad het en Dawid het haar so gecheck van die balkon af en haar gelike en toe het hy mense gestuur om haar man dood te maak in die oorlog en toe het hy vir kleineer vir die volk. Terrible. Maar tog kies God tog. Tog gebruik Jesus haar deel van die bloedlyn. En hoe kom hierdie 4 vrouens? Kan ek gou vir jou ietsie, kan ek vir 'n oomblik preek? Ek weet kan ek vir 'n oomblik preek? Hoe kom hierdie 4 vrouens?
Tamar, wil ek vanmôre vir jou sê dat God sê dat hy kan selfs jou donkerste sonde vergewe. By Rahab, wil ek jou môre herinner dat God wil jou gebruik ten spyte van jou verlede. By Rut, wil ek jou vanmôre herinner dat by God is niemand outsiders nie. En Batseba, dat God kan enige situasie genees. Amen. Daai is amazing. So volgende keer as jy wonder of jou lewe deur mekaar is en is donker en jy weet nie waar om te gaan nie, dink aan die 4 ouma grootjies van Jesus. If God can use them, God can use you. Hy het 'n plan vir jou lewe. Daar's hoop vir 'n nuwe toekoms. So okay. So hoe skryf God 'n nuwe storie? So voor ek so vir Rahab terugsit in die skare, dat sy ons weer aanmoedig. Hoe skryf God? 4 punte. Nommer 1. Is God nooi uit om in sy verhaal te wees? Sê ja. Stap 1. Hoe skryf God 'n nuwe storie? Sê ja. En ek dink van ons sit steeds vanmôre hier in 'n ongelooflike weerstand teenoor God. Ons weet nie of ons eintlik moet in en of ons eintlik moet uit en waar moet ons wees en ons het 'n klomp weerstand vanmôre teen God. En ek sê vanmôre vir jou, as jy wil hê God moet jou storie herskryf, sê ja. Easy. Sê ja. En ek dink van julle is God al reeds besig om jou storie. God trek jou so in. Vir van julle klop aan julle harte. Sê ja. Sê ja, Here, hier's ek. Skryf my storie. Ek wil nie meer my pen hê nie. Wees nie my pen. Ek is all in. Here, ek is moeg om net op die draai te sit en een keer hier te wees en een keer hier te wees en een keer, I'm all in. Dan kan ek vir sê wat gebeur wanneer jy all in is. Johannes 8 verduidelik dit so mooi. Wanneer jy all in gaan by Jesus, sê Jesus, ek is die lig vir die wêreld en wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie. Man, ek sê nie dis perfek nie. Ek sê nie jou kinders gaan ewe skielik 100% op skool kry nie. Ek sê nie jy gaan ewe skielik salarisverhogings kry nie. Ek sê nie ewe skielik alles gaan great uitwerk nie, maar wat ek hier sê, dis tot gaan aan. Maar sal die lig hê wat lewe gee. Ek weet nie van julle nie, maar baie van ek soek baie meer lig in my lewe. Dis hoekom ek laat is vanmôre, ek het nou hierso by die stopstraat. Het hulle my afgetrek. En ek weet nie, hulle het my hier rondgepluk en gegooi net daar in die karre rol. Hulle sê ek ry onverskuldig. Ek doen seker, maar hy weet dit geweet het nie. Ek sê, Here, ek soek nou lig in my lewe. Maar wat sê Lukas 9, hoe kry mens dit? Vers 23. Hy sê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon. Die woord verloon beteken daar, om net die pen terug te gee vir die Here. Beteken nie jouself op te bied nie, beteken nie jouself laat skuldig voel nie, beteken nie jy moet jouself die hele tyd deny nie, dit sê net daar, gee vir die Here terug jou pen. Neem jou kruis op, en volg my. Want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou. Oh, dis scary. Dis scary om ewe skielik te weet, as ek my pen teruggee, gaan ek my lewe verloor. Maar dis hoekom ons geloof het. Want die oomblik as jy jou pen terugvat, as die oomblik as jy jou pen vir die Here gee, dan voel dit asof jy jou lewe verloor, maar die Bybel sê duidelik, gaan jy dit eintlik behou. So kerk, gee God jou lewe. Sê ja vanmôre. Dis al. As jy jou storie weer herskryf, of jy is nie teleurgesteld in jou storie vanmôre, sê ja vir die Here. Gee die Here alles, 6 maande. Ek sê altyd in hierdie kerk, gee 6 maande vir Jesus. As niks change nie, hoef jy nooit in jou lewe weer 'n Christen te wees nie. Ek sê dit altyd solid vir mense. As niks change nie, want daar het nog nooit iemand teruggekom na my toe nie. Nog nooit. Maar ek sê all in. Ek sê nie kom 'n bietjie en kom in die 6 maande een keer kerk toe en nee, ek sê all in. Elke Sondag lees jou Bybel, bid wanneer jy moet bid, raak betrokke by die gemeente, raak betrokke by 'n gemeente as dit nou nie hierdie gemeente. 6 maande. God gaan jou lewe change. Sê ja. Tweede manier om 'n storie te herskryf. Is God se liefde is groter as wat jy dink, ontvang het. Is nie amazing nie. Enigste manier jy 'n storie kan skryf, sê ja en dan just accept it. Ek dink Rahab was geskok toe sy agterkom dat uit almal in Jerigo het God 'n prostituut gebruik. Ek dink partykeer gebruik God juis mense met 'n difficult story om ander mense te help. Is dit nie so nie? Ek moet sê, ek is hierdie voorbeeldige seentjie op skool. Ek het niks verkeerd gedoen nie, ek was dom, maar ek meen, nie slim, ek was nie slim op skool nie, maar ek het nie.
Dan ek rook nie, ek gedrink skaars, drink nou nie meer nie, dis net, God gebruik partykeer van julle se donker stories, jy is om 'n ander storie te geskryf, om iemand anders te help met hulle storie. Ek sê altyd, God gebruik 'n verleentheid en stel dit in 'n geleentheid vir iemand anders. Is dit nie so nie? Moses was 'n moordenaar en God het hom gebruik om 'n volk te red. Dawid was 'n moordenaar, en nou net, Dawid het daai vrou se man doodgemaak, sodat hy met haar kon egbreek pleeg. Hy het 'n egbreek pleeg, hy was 'n moordenaar, en tog kom God en sê, dis 'n man so na my hart. Skryf al die psalms, meeste van die psalms. Paulus, Christene, een na die ander vermoor. Maar tog gebruik God hom om die helfte van die Nuwe Testament. Daar's my broer, daai stoel is joune. Hy het gebreek. Dalk is dit 'n klop van die Here. Sê ja, sê in elk geval. Nee, ek grap nie. Ek terg gereed, ek weet jy het al ja gesê. Ek grap nie. God gebruik ons. En ek wil jou vanmôre hierdie herinner, is dat daar's geen plek waar God se liefde jou nie kan kry nie. Ontvang dit. Jesus Erik, maar jy verstaan nie, jy het geen idee wat in my lewe aangaan nie. God het geen idee waar ek deur gaan nie. Ja, hy doen. Hoor wat sê Hebreërs 14, of 4 vers 14 in Engels, sê, now that we know that we have Jesus, this great high priest with ready access to God, let's not let it slip through our fingers. Hoor mooi, we don't have a priest who is out of touch with our reality. Nee, he's been through weaknesses. He's been through testing. He's experienced it all but the sin. So let's walk right up to him and get what he's so ready to give. Take the mercy. Accept the help. Dis al. Sê ja. Ontvang sy liefde. En punt nommer 3, as jy 'n nuwe storie wil hê. God wil hê jy moet ander mense dien met jou dade, dien hom. Kyk, God het my en jou nie net gered om ja te sê, liefde te ontvang en net te wag vir die hemel nie. God het my en jou juis gered om ander mense te dien. Ek dink Rahab, wanneer sy saam met ons sou omloop in die storie, dink ek sou sy gesê het, die beste oomblik in haar lewe was nie toe sy gered was uit die muur uit nie. Ek dink die beste oomblik in haar lewe was die oomblik toe sy besef dat God wil haar gebruik. En God wil my en jou gebruik. Hy wil nie net hê dat ek en jy moet hier staan en elke boorepit hier, vat my hemel toe, vat my hemel toe, vat my hemel toe, vat my hemel toe, vat my. God wil jou gebruik. En as jy jou storie weer herskryf, sê Here, gebruik my. Jy gaan sien hoe die Here jou gaan gebruik. Ek dink ons het hierdie dom persepsie in die kerk waar ons dink dat jou lewe moet eers agter mekaar wees voor God jou gebruik. Dat alles moet eers great wees en alles moet eers amazing wees, dan eers kan God my gebruik, en ek dink is absoluut dom. God wil jou juis gebruik terwyl jy gebreek is. God wil jou juis gebruik terwyl jy stikkend is. Ek sê dit altyd eintlik. Luister, ons almal is in die hospitaal. Jesus het gesê ek het gekom vir die siekes, nie vir die gesondes nie. Ons almal is eintlik net in een groot hospitaal. Van julle is net vroeër ingeboek as ek. Ons almal is in dieselfde hospitaal. Almal siek, almal op pad na iets toe. Almal wil iets change. Moet jy change? Oh, yes. Kan nie uit die hospitaal uit gaan steeds siek nie, want dan die dokter sy job gedoen nie. Maar almal van ons siek. Jy het nie nodig om jou lewe eers agter mekaar te kry voordat God jou wil gebruik nie. Hy wil jou nou gebruik. So doen dit. Dien hom. Hoor wat sê 1 Johannes 3 sê, hierin weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê en daarom behoort ons ook ons lewens vir ons broers af te lê. Wie aardse besittings het en sy broer gesien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie, hoe kan die liefde van God in hom wees? Kinders, ons liefde moet nie net woorde en lippetaal wees nie. Dit moet met die daad bewys word. So kan ek jou bemoedig, raak betrokke by dit wat die Here wil doen. Raak betrokke, dalk moet jy mense begin lief hê, waar jy werk, waar jy loop. Dalk moet jy vir jou 'n groen hempie begin aanskaf en begin serve in hierdie kerk. Dalk moet jy selfgroep begin. Ja, maar ek weet nie hoe nie. Maklik. Hou jy van hardloop? Kry 'n paar mense wat saam met jou hardloop en begin 'n selfgroep. Easy. Hou jy van koffie drink? Kry 'n paar mense wat hou van koffie drink en gaan koffieshops toe 1 keer in 'n week of 2 keer in 'n maand. Selfgroep. Easy. Het jy chips? Het jy koekies en koffie? Jy's perfek vir 'n selfgroep. Ek gee jou die res. It's easy.
Eintlik easy om 'n selgroep te begin. Eintlik easy. Het nie nodig om hierdie mis of nee. Net koffie, lekker kan gesels, ten minste melk. That's it. Raak betrokke. Raak betrokke by hierdie ontdek jou ding wat Alicia doen. Sê, ek wil myself weer, ek wil weet wie ek, raak betrokke, dien hom. Ons kan nie net sê ons is Jesus, but we don't do something. Iets doen omtrent dit. Martin Luther skryf die volgende. Hy sê, everyone can be great, because everyone can serve. Dis mooi, nee? So is die laaste punt. Voor ek die punt gee, hier is die vers en dan gaan ek die punt gee. 1 Timoteus 1 vers 15 skryf die volgende. Hy sê, dit is 'n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Hier is die woord. Christus Jesus het in hierdie wêreld gekom om sondaars te verlos. Punt. Klaar, dis wat Jesus doen, om sondaars te verlos. En dis my en jou job, om saam met Jesus sondaars te verlos. Ek en jy kan hulle nie verlos nie, maar ek en jy kan hulle by 'n plek uitbring waar Jesus hulle kan verlos. En dis ook wat eintlik vir my altyd hartseer is, wanneer ons by die kerk kom en ons vra, oor enigiemand wat hulle harte vir die Here wil gee, en ons niemand nie, want dan het ons nie ons job gedoen nie. Dan mis ons hierdie uit. Hoor wat skryf Paulus verder? Hy skryf, van al die sondaars is ek die grootste. Maar juist daarom was God my genadig, sodat Jesus aan my as die grootste sondaar al sy verdraagsaamheid sou betoon. En nou kan ek 'n voorbeeld wees vir almal wat in die toekoms aan hom sou glo om ewige lewe te verkry. Kerk, al wat ek wil hê, jy moet jou hele lewe met God se storie. Wees 'n voorbeeld. Wees 'n voorbeeld. Wat soek Jesus in ruil? Hoor wat sê hy aan hom, wat vir ewig koning is, die onverganklike, onsienlike, enigste God. Al wat Jesus soek, is kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. En die kerk sê, Amen. Dis al wat God soek, is om hom eer te gee vir al die goed wat hy doen. En daarom punt 4, dink ek, Rit se heel laaste stap, wat sy vir ons wou leer, om 'n ander storie te skryf, is God skryf sy naam op jou. Dank hom. So hier skryf ek 'n storie, sê ja, aanvaar sy liefde, dien hom met alles wat jy het, en dank hom. En ek begin. Dankie Here, dat U my op die ouderdom van 16 nie gelos het in 'n skoolsaal nie, maar dat U my gekies het. Dankie Here, dat U my hart gegee het vir bediening. Ek staan vanmôre hierbo, ek love it. Here, dankie vir 'n gemeente wat lief is vir my. Dankie vir 'n gemeente wat omgee vir my. Here, dankie dat ek 'n hart kon kry vir Kreeusdorp, dat ek gemeente het wat ook 'n hart het vir Kreeusdorp. Ek eer U daarvoor, Here. Dankie vir mense wat omgee. Dankie vir mense wat my kinders lief het. Dankie vir mense wat my vrou lief het. Dankie dat ons saam kan werk vir U. Dankie dat my ligte aangesit is die oomblik toe ek 'n kerk gevind het soos in Victory. Dankie dat U my nooit los nie. Ek weet nie vanmôre van jou nie. Ek sit jy vanmôre hier en al wat die Here vanmôre vra. Ek wil inkom. Ek wil begin om jou storie te verander. Sê ja. Sê ja. Sê ja. Beste dag in my lewe toe ek ja sê. Beste dag in my lewe. Sê ja vanmôre. Gee die pen vanmôre terug vir die Here. Moet dit nie vir jouself hou nie. Almal se oë toe. Wil ek vanmôre vir jou sê, niemand gaan jou kyk nie, ek gaan jou nie vorentoe roep nie, ek gaan jou nie na 'n kamer toe vat nie. Wat ek vanmôre wil is, ek wil hê jy moet een klein bold movement maak. Ek wil net hê, jy moet vanmôre sê, Here, ek wil die pen weer teruggee vir U, en jy moet jou hande in die lug opsteek. Jy kan dit dadelik weer laat sak, as dit jy is vanmôre. En jy sê, Here, ek wil die pen teruggee, dankie, 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 ek kan maar neersit, dankie, 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 dankie. Dankie vir elke aand, Here.